Aluma Capital, altyd aan die groei. Nou is dit tyd vir ons krantbesprekings en Tanya de Ventebyker sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Dis lekker om op so 'n positiewe noot te begin en nou gaan ons terug na die nuus toe waar ons bietjie asem moet haal, maar ook is die nuus dalk positief volgende eerste storie? Is daar, jy weet, beweging met die back and close hier inentings? Ja, ek dink ons kan sê dis positief. Ek wil net vlugtig ook verwys, met ons praat al vir weke oor die back and close uitbreking in Suid-Afrika en afgelope Sondag was daar nogal 'n baie goeie onderhoud na my opinie in die rapport wat Hanlie Retief met John Steenhuisen gedoen het, wat ek dink nogal 'n perspektief gee oor waar hy in sy eie woorde sê, weet jy, dit is nie 'n nuwe ding nie, dit is iets waarmee ons al lank worstel, hy het dit nou geërf en hy probeer regtig baie hard om 'n verskil te maak. So wat nou gaan gebeur is die eerste besending van 1 miljoen enstowwe van Biogenesis by Go in Argentinië word die naweek verwag, dan kom daar nog 5 miljoen enstowwe teen Maart, maar ons kort 14 miljoen. En dan kry ons ook 2 miljoen van Botswana, wat dit kry uit Turkye uit. So dit is goeie nuus, daar is enstowwe op pad. Daar is ook regulasies in plek gestel, die veeartsenykundige kapasiteit word uitgebrei en dit beteken dat veeartse wat privaat praktiseer kan registreer om hierdie enstowwe toe te dien soos waar dit nodig is. Wat ek dink baie goeie nuus is. Dan het hulle ook 'n back and close hulplyn bekend gestel. Of nee, dit word vandag bekendgestel en dan word daar ook 'n WhatsApp kanaal bekendgestel waar boere kan raad vra en raad kry. So ek dink, ja, ons het baie kritiek die laaste tyd gegee vir minister Steenhuisen en sy span, maar ek dink ons sien ook waar daar daadwerklik 'n verskil gemaak probeer word. Ons nou heeltemal 'n lomp sin. 14 miljoen beeste om ingeënt te word. Dis baie. Dis baie. Dis in wese 28 miljoen dosisse enstof ten minste. As dit die regte enstof is en die regte effek het. Ja. So ons hou duim vas, daar's 'n baie lang pad om te stap. Dit is die reine waarheid en ek meen as ons kyk na die voorkoms op hierdie stadium, die Wes-Kaap waar daar 3 is, die Noord-Kaap 1, dis 1 te veel, 3 te veel, tot KwaZulu-Natal se 202 en Gauteng 188. En ons weet ook die boere neem self geweldige maatreëls, karre wat afgespuit word soos wat hulle by die hekke inry. Ons hart gaan nog steeds uit na die boere. Kom ons hoop dat die bal aan die rol kan sodat dit 'n verskil kan maak. Absoluut. Daar is ook ander kwessies. Ons gaan vandag nogal redelik praat oor die noodtoestande in Suid-Afrika. Ek wil noodtoestand sê ek nou nie amptelik is amptelik, maar sommiges van hulle is amptelik. Ons praat bietjie oor die waterbeperkings wat reg oor die land gevoel word in die Wes-Kaap. Is 'n baie kwaai somer, 'n droë somer en Stellenbosch se munisipaliteit dink daaraan om waterbeperkings ook in te stel. En vir ons hier in Gauteng en ek dink aan die provinsies Limpopo en Mpumalanga wat baie reën ontvang in die laaste paar weke, is dit ondenkbaar om te dink dat daar op hierdie stadium droogte in die Wes-Kaap is. Maar daar voel hulle dit. Ons het al gepraat oor Nysna. So Stellenbosch sê hulle is nog nie by dag 0 nie. Hulle het op hierdie stadium vir mense gesê hulle moet 15% minder water gebruik, maar 15. Ja, 15% minder en hulle gaan waterbeperkings moet instel, so dit gaan nou ter tafel gelê word. Dis 'n berig deur Karla van der Merwe, so 27 Februarie wat volgende week Vrydag is, word hierdie versoek ter tafel gelê waar hulle dan waarskynlik vir hulle inwoners gaan sê om water te beperk en ek dink nie dat Stellenbosch die enigste stad in die Wes-Kaap gaan of enigste metro in die Wes-Kaap gaan wees wat dit gaan sê nie. Ons weet ook dat die president gesê het daar kom 'n waterkrisiskomitee. Ons kom nou weer terug by dit in die volgende storie. En dan die probleem is jou damme is so leeg. Die Idas Vallei dam is slegs 30% vol. Onthou, die Wes-Kaapse reenseisoen begin eers Mei se kant. So daar's nog 'n hele paar maande van water wat ons kort. En ek dink ook jy weet eerder nou die maatreëls instel stelselmatig as ewe skielik weer 'n krisis het en dan moet jy plan maak. So ek dink is nie sleg dat daar maatreëls nou instel word nie. Ek dink een goeie ding is dat die Wes-Kaap is solideer. Ja. So hulle het baie huise het reënwatertanks, baie huise weet al hoe om te doen, maar dit was ook 10 jaar terug dink ek. So dit bly steeds 'n groot uitdaging. Dan beweeg ons nou oor na Gauteng toe waar dit baie gaan vat om die waterkrisis in Johannesburg veral reg te ruk.
12.000 kilometer se pyplyne in Johannesburg gaan vervang moet word om die infrastruktuurprobleem, die waterprobleem in Johannesburg op te los. 'n Berig deur Llewellyn Prince. Dis Pemi Mayodina, die minister van water en sanitasie, wat dit gesê het. So 12.000 kilometer. Basies gaan die pypleiding in Johannesburg vervang moet word. Tata Morero, die burgemeester wat ek dink dat hierdie waterkrisis sy dopie gaan klink hierdie jaar. Ek is oortuig daarvan. Hy sê daar is nie geld om dit te doen nie. So sy het gevra, die minister het gevra, okay, maar daar's 54 miljard rand beloof vir infrastruktuurontwikkeling, kan ons van daai geld kry? Dit is 'n enorme krisis. Ek meen ons het die protesoptogte in Melville gesien, mense wat nou al 4 weke nie water het nie. So waar die Wes-Kaap nie water het in hulle damme nie en daar droogte is, het ons nie water in ons krane nie, terwyl ons damme vol is. So ons weet ook die president het verlede week gesê hy neem dit ernstig op en hy het 'n waterkrisiskomitee gestig waarvan hy self die voorsteur gaan wees, maar nou moet daar daadwerklike aksie gebeur. Ja, kyk, ek's nie ingenieur nie, maar ek kan nie dink dat om 'n hele stad se pype te vervang, daai 12.000, jy weet, gaan nie vinnig wees nie. Dit gaan ook nie oornag gebeur nie. Dit gaan 'n geruime tyd dan wees om dit alles te herstel. Ek dink wat my so woedend oor hierdie situasie maak is, wat instandhouding is nie gedoen nie. En as instandhouding net gedoen sou gewees het, was ons nie nou hier nie. Korrek. Daar word ook gesê in die artikel dat van die geld wat geïn is deur die Joburg Metro, spesifiek wanneer dit kom by waterrekeninge, daai geld is nooit weer teruggeallokeer vir onderhoud van waterinfrastruktuur nie. So dis weer eens 'n wanbestuur van inkomste deur Joburg Metro. Waar is daai geld teen? Ek wil weet, waar is daai geld? Wie het dit gevat? Wie het dit toegeëien op watter projekte? Hoekom is dit nie teruggestuur? Mense kan die vraag vra tot mense blou is, nee man, jy gaan nie vir antwoorde kry nie. Oorspronklik was daar 'n raming wat sê 40 miljard sou die ding gedoen het om die hele Johannesburgse probleem op te los. Nou sê ons Ethiopiese minister, waar was hy gewees? Ja, ons minister wat in Ethiopië kuier en vir hulle vertel hoe om water reg te maak. Sy sê nou dis nie 40 nie, daar's wel 54 dalk beskikbaar. So ek hou duim vas dat die mense van Johannesburg water kry. Ek is baie ontsteld dat ons ekstra geld moet spandeer wat ons op hierdie stadium nie in ons staatskas het nie. Hierdie is van die nasionale regering af. Dis nie provinsiaal nie. Dis geld ons nie het nie. Vir onderhoud wat ons nie gedoen het nie omdat ons geld op ander plekke spandeer. Dis hierdie jaar munisipale verkiesings, wie gaan Johannesburg kom red? Kom ons hoop. Kom ons hoop. Ek mag nie politieke uitsprake maak nie, maar kom ons hoop. Dan moet ons praat oor die feit dat die president soldate wil ontplooi in areas spesifiek waar bende geweld heers. Ons almal praat altyd oor bende geweld, veral in die Wes-Kaap, maar nou moet 'n mens kyk na die dilemma. Polisie word opgelei om 'n situasie met minimale geweld op te los. Die weermag word opgelei om dadelik maksimum geweld toe te pas in 'n situasie. Hoe werk dit tussen burgerlikes? En dit is waar die dilemma inkom. En ek moet sê Tanya Heinz het op Marula Media 'n baie lekker uitgebreide in-diepte artikel geskryf oor waar sy met verskeie kenners gepraat het, met Johan Burger, die polisiekenner, voormalige, hy was voorheen by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, met Dr. Llewellyn Curtis, met Chris Hatting van die DA, om verskillende opinies in te win. En soos wat jy daar sê, dit is die kenners sê ook, dit is 'n tydelike oplossing om jou weermag te ontplooi in gebiede waar dit nodig is. Dit kan nie 'n permanente oplossing word nie. En die groot uitdaging is dan nou, spesifiek dit polisie word geleer minimum geweld, minimum area, maar daai soldate word geleer maksimum reaksie. En soos Johan Burger tereg ook aan Tanya hier gesê het, is wat gaan gebeur as hulle 'n onskuldige persoon skiet? Jou polisie kom met hulle spesifieke toerusting, maar die weermag kom met hulle aanvalsgewere. Hulle het nie eens boeie nie. Hulle het nie boeie by hulle, so as hulle nie begelei word deur die polisie nie, sit ons met 'n probleem. Dr. Llewellyn Curtis sê wel aan haar dat dit is wel wettig, dit is 'n goeie ding, maar kan nie permanente oplossing wees nie. Hulle moet heropgelei word. Deel van die ontplooiing van polisie in 'n burgerlike area is dat daar 'n heropleidingsproses sal wees om die situasie in dorpe en stede by jou eie mense te hanteer. Dit het in die verlede nooit gebeur. Nee, dit het nie. So dit gaan nie oornag gebeur nie, Pierre. Hy glo ook nie, in hierdie geval sal hulle die opleiding kry. Nee, sê wat maak 'n dag of twee se opleiding in 'n geval in die weermag. Die polisie het 'n hele college in die kwalifikasiesproses
So wat se verskil? Maar as ons ook verder kyk na die simptomatiese probleem, hoekom het ons die weermag nodig? Dat ons so ver in ons gemeenskappe so groot krisisse het. Een, die bendegeweld in die Wes, in die Kaapse vlakte, en twee, ons Amazamas wat oorneem. En ons bendes ook in Eldorado Park. Was dit nie oorspronklik die polisie se werk nie? Goed, maar nou wil ek nog 'n stap verder gaan en sê, moet ons nie ons gemeenskappe weer terugkry nie. Daar moet 'n gemeenskap moet opgevoed word. Waar gebeur dit? Hoekom? Iewers faal ons samelewing. Ja, verseker. Tanya, werkloosheidssyfers lyk beter, maar dit lyk beter en mense is dankbaar vir die paar ekstra mense wat werk gekry het, maar as mens sit met 'n 31% werkloosheidssyfer is dis skokkend. Is 'n 0.5% verbetering en ek dink ek het nogals gegiggel toe ek vanoggend gisteraand hierdie opskrif sien op Netwerk 24 waar hulle skryf goeie ruggenuus. Goeie ruggenuus. Werkloosheid val vir die derde keer in 'n ry, maar let's not fool ourselves. Ja. 'n 0.5%. Die feit is ons het steeds 'n skreiende hoë werkloosheidssyfer in Suid-Afrika. So ja, ons kan nou 'n groot fanfare hiervan maak en sê fantasties, ons het 'n beter werkloosheidskoers met 0,5 persentasiepunte. Een van die goed wat uitgelig word is dat skool is nog steeds 'n probleem, opvoeding, matriek is nog steeds 'n probleem. Netwerk 24 het verskriklike oulike grafika uitgewerk waar hulle presies sê wie is dit volgens ras, watter bedryf, in watter poste is daar geskep. Goed, daar is baie poste geskep in die infrastruktuur, maar ons myn en ons vervaardiging, ons praat elke week oor ons vervaardigingsstelsel wat gesluit word, myne wat gesluit word, ons motorbedryf wat regtig waar swaar ly. So daar's poste geskep in gemeenskapsdienste, in konstruksie, finansies, landbou, vervoer, nutsdienste in privaat huishoudings, maar dan sien ons die mynbou, die vervaardiging en veral ook die handel wat swaar trek hieronder. So gaan loer maar gerus na daai grafieke, dit verduidelik vir jou ook in provinsie gewys, dit verduidelik vir jou mans teenoor vroue, ras, ja, dit bly maar vir my skokkende syfers. Sjoe. Tanya, net so vandag 'n vliegtuig wat waar geland het? Op 'n bewegende trok. Hoorie, ek het hierdie storie 3 keer deurgelees want ek kon dit nie glo nie. Ek wil amper sê mal Italianer, Dario Costa. Hy het in Turkye, dit was 'n geweldige oefening. Hulle moes dit met simulasie uitwerk. Hy het op 'n bewegende trok geland. Let wel, hy kon nie daai trok in die oomblik net voor die landing sien. Hy moes treintrok. Hy moes absoluut staat maak op sy navigasie en sy vaardigheid. En onthou, soos wat hierdie akrobatiese vliegtuig nader aan die trein kom, beweeg die trein ook. So jy moet nou in gedagte hou. En dan het hy weer opgestyg. So wel gedaan aan hierdie mal Italianer. So ek sien dit is 'n bietjie. Eerder hy as ek. Ja, nee, dankie, ek's okay. Tanya, baie dankie vir die saamgesels. Lekker Woensdag vir julle. Dis Tanya de Venter-Baker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.